Omdat hy lief, sien 'n kans vir môre. Omdat hy lief, verdwyn my vrees. Omdat ek weet, ja ek weet, hy hou my toekoms. Die liewe is die moeite werd, omdat hy lief. Goeiedag. In Handelinge 1 vers 8 lees ons: maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Na sy opstanding het Jesus 40 dae op aarde deurgebring, en aan meer as 500 mense verskyn, en so sy oorwinning oor die dood bevestig. Voordat hy na die hemel opgevaar het, het hy 'n paar laaste woorde met sy disippels gespreek. In Handelinge 1 skryf Lukas dat Jesus aangekondig het dat die vroeë disippels sy getuies sou wees. Hy het vir hulle gesê dat hulle van Jerusalem af na Judea, Samaria en na die eindes van die aarde sou trek. Vandag nog is ons as gelowiges diep bewus daarvan dat ons van Jesus moet getuig. Maar het jy geweet dat die Griekse woord wat hier as getuies vertaal word, is die woord martyres. Ons woord martelaars, in Engels martyrs. Jesus het dus eintlik, toe hy van sy disippels afskeid geneem het, vir hulle gesê: julle sal martelare vir my wees. In die antieke Romeinse ryk rondom die laat 60s na Christus het baie volgelinge van Jesus vir hulle geloof gesterf. Hulle is in die Kolosseum vir leeu's gegooi. Die Romeine het hulle buite stede gekruisig. Hulle is in olie gedompel en aan die brand gesteek om lig te gee vir weelderige partytjies. Hierdie martelare het gesterf omdat hulle Jesus as Here bely het en nie die keiser nie. Volgelinge van Jesus het geweier om die opstanding van Jesus te ontken, omdat hulle nie bereid was om iets te sê wat hulle geweet het onwaar is nie. Die woord martelaar word al eeue lank gebruik om iemand te beskryf wat hulle lewe verloor weens hulle geloof of toewyding aan 'n saak. Jy hoef egter nie te sterf om 'n martelaar te word nie. As iemand wat iets gesien het wat nie ongesiens kan wees nie, of iets ervaar het wat jou vir altyd gemerk het, is jy 'n getuie of 'n martelaar. In werklikheid is ons almal martelare. Ons is elke dag getuies van wat ons glo en wat ons waardeer. In ons werk, saam met ons familie en vriende, in ons woonbuurte, in ons stad. Ongeag wat jy oor God glo, jy was gister 'n martelaar. Jy was 'n getuie van wat jy geglo het en waarom dit saak gemaak het. Waarvan is jou lewe 'n getuie? As jy die krag van die opstanding ervaar het, weerspieël jou lewe dit. Verander die opstanding van Jesus die manier waarop jy mense behandel en in die wêreld leef. Ons kan Paasfees verskuif van 'n eendagviering op die kalender na die regmatige plek wat dit as die middelpunt van ons geloof het. Ons begin dood eenvoudig deur ons woorde en dade in lyn te bring met ons geloof in die opstanding. Wanneer ons gesprekke en verhoudings ingaan en verwag dat God se opstandingskrag in ons en deur ons aan die werk sal wees, kan mense dit voel. Ons leef as getuies van die opstanding, nie net op een Sondag in die lente nie, maar elke dag. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, help vir ons om elke dag so te leef, so anders te leef saam met ander mense, dat almal kan sien, ons glo in iets wat hulle dalk nie ken nie, die opstanding en die krag daarvan, van U Seun Jesus Christus, sodat ons getuies kan wees, al is ons ook martelare vir U, in Jesus se naam. Amen.